van ons Here Jesus Christus. Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle moet gebruik tot sy gedagtenis. En daarom vier ons vandag op die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se twee sakramente tot versterking van ons geloof. Die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. Die tafel van die Here is ook saam met om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is, wanneer ons die brood en die wyn ontvang. Wanneer herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en opstanding van Jesus Christus. Die geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By die maaltyd rig die Here ons ook op die hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Jesus is die een wat was, wat is en wat kom. Hy is die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers almal deel aan die brood en wyn. Liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit en deelname aan die nagmaal ons opnuut van sy genade verseker. Wanneer ons die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sy sorg en sy liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaar ander ook so. Maar voordat ons by die tafel kom aansit, kom ons sit net so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons weet ons is sondig en skuldig as ons voor U staan. As ons na onsself kyk, dan besef ons dat ons soms van U vergeet. Daardie hinkering na U, daardie begeerte om saam met U ons lewenspad te loop. Here, baie keer is dit nie teenwoordig nie. En kan dit ook in die wêreld so gesien word. Maar ons bid om vergifnis. Gee ons daardie krag, Here, daardie hinkering. En elke dag U Gees in ons harte toe te laat. Gee dat ons elke dag kan leef met daardie oortuiging dat Jesus Christus vir ons gesterf het en vir ons opgestaan het. Ja, die dood oorwinning, maar ook die sonde. Here, gee dat waar ons nou by die nagmaaltafel gaan aansit, dat ons U teenwoordigheid sal voel in ons midde. En gee, Here, dat ons dit ook sal saamdra as ons vandag hier uitgaan. Ja, Here, gee dat hier vandag waarlik gesien en geproe sal word dat Jesus lewe, dat sy liggaam gebreek is, sy bloed gestort is, dat ons kon opstaan tot 'n nuwe lewe. Ja, Here, 'n lewenspad kan lewe wat vir ons altyd maklik is, maar ons weet, U is altyd daar. U is ons heiland en ons verlosser. Amen.